Goeiemiddag produsente, ek is Frikkie Maria, uitvoerende beampte van die Nasionale RPO en ek dink is weer tyd om bietjie te gesels oor back and closure en waar ons daarmee staan. Ek dink die laaste klomp weke was daar relatief min verandering op hierdie front gewees. Dat enstowwe aangekom, enstowwe is toegedeel. Die RPO het ook al 'n lokasie van 500,000 dosisse gekry, so 3 of wat weke terug, wat ons deur privaat veeartse help versprei het. Ek dink is belangrik om te besef dat hierdie enstof nooit vir ons gegee is nie. Daar's net 500,000 dosisse aan ons geallokeer om te help om dit na produsente toe te versprei wat bereid is om 'n privaat veearts se kostes te betaal om dan so die diere te ent. Die 500,000 dosisse is basies opgebruik. Ons is besig om te kyk na 'n tweede toedeling om dit weer op hierdie manier te doen, maar ons dink die stelsel het goed gewerk deur die RMIS wat die veeartse die enstof bestel het, en die enstof het by veeartse en by produsente uitgekom, en ons hoor baie suksesstories van hoe goed dit gewerk het. Ek dink die 2 belangrike goed van die laaste week of 2 is eerstens dat ons verlede week 'n nuwe minister van landbou gekry het, en minister Willie Oukamp. Met die aanstelling is ons as organisasie ook deur die media gevra wat ons dink en hoe ons voel oor die minister en wat hy moet doen. Ek dink die feit van die saak is dat die minister een persoon in 'n departement mense is. Nie alle suksesse of mislukkings van enige minister kan voor die deur van die minister gelê word nie. Hy is daar om die departement te lei en hy kan nie verantwoordelik gehou word vir alles wat daar gebeur nie. Ek dink van die RPO se kant af en in ons gesprekke met minister Oukamp het ons duidelik gemaak dat ons bereid is om as organisasie, as bedryf saam te werk en hy op ons knoppie kan druk. Ons sit met 'n klomp uitdagings en hierdie uitdagings moet die hoofgebied word en ons moet vorentoe gaan. So van ons kant af wil ons sê geluk met die aanstelling, maar veral sterkte, en ons sien uit om saam met jou te werk en die pad vorentoe aan te vat. Ek dink die meer belangrike ding egter is die lang verwagte artikel 9 of beheermaatreëls van back and closure wat hierdie week gepubliseer is. Nou ons het baie lank gewag vir hierdie dokument en dit is 'n kritiese dokument in die tyd waar ons is. Ons moet onthou dat ons land sonder inenting, sonder back and closure was. Hierdie status het ons al lank terug verloor, maar vir baie meer as 'n jaar, ons kan amper praat seker van 2 jaar, is ons 'n land met back and closure wat ook inent, maar ons moes regulasies gebruik vir 'n land sonder back and close, sonder inenting. Hierdie het dit ongelooflik moeilik gemaak vir produsente om regtig aan markte deel te neem. Daar was 'n klomp bottelnekke en met hierdie nuwe artikel 9 beheermaatreëls wat gepubliseer is, kan ons uiteindelik die mark 'n bietjie oopmaak. Ja, die opskrif is nog steeds beheermaatreëls en dit klink onmiddellik asof daar beperkings op jou gestel word. En ja, dit is so, daar moet sekere beperkings wees in die geval van back and closure. Maar wanneer jy die maatreëls gaan lees, besef jy ook dadelik, dit is soveel beter as wat ons gehad het. Waar plase in die verlede 6 maande tot 1 jaar onder kwarantyne gestaan het en basies geen diere of produkte in baie gevalle kon versprei nie, is dit nie meer die geval nie. Waar groot dele van karkasse of byprodukte is koppe en pote weggegooi moes word, waar karkasse en been moet vol moes word en ook nog ekstra arbeid moet ingaan, is dit nie meer die geval nie. So die artikel 9 beheermaatreëls is nie net daar om beperkings te stel nie, maar ook om te wys hoe gaan ons vorentoe met marktoegang, hoe lank is plase onder kwarantyne ensovoorts. Ek dink almal van ons het seker al die beheermaatreëls gesien. Dis 'n redelike lywige dokument
En van die RPO se kant af het ons nou verduidelikende notas opgestel. Die Engelse weergawe is klaar en ons sal hom vertaal en vroeg volgende week die Afrikaanse weergawe ook vir produsente stuur, waarin ons net die belangrike punte van hierdie materiaals wat te doen het met produsente uitlig. Want die beheermateriaals is vir back and closure in totaal, so dit spreek ook, wil sê voerkrale en abattoirs aan, melkprodusente en hoe jy met 'n produk soos melk te werk moet gaan. So ons lig net 'n bietjie uit wat met ons rooi vleisprodusente te doen het, en dan ook om 'n paar goed wat onduidelik is uit te klaar, sodat ons weet hoe ons moet kyk na hierdie materiaals en wat wanneer moet gebeur. Ek dink as nasionale RPO is ons baie tevrede met hierdie dokument. Ja, ons voel daar's dele wat dalk bietjie hersien moet word, meer om duidelikheid te gee waar verkeerde woorde dalk gebruik is, maar deel van die materiaals is ook dat die dokument wel hersien moet word. Ek dink in kort is die positiewe of die grootste positiewe dele hier beslis die bepaling van dag 0, waar dag 0 vir diere wat nie geënt is nie en kliniese tekens wys, bepaal word deur die diere 5 dae na die laaste kliniese tekens gewys het ondersoek, en daai datum neer te skryf, dan 2 weke later moet die diere weer deur die veearts ondersoek word, en as daar nog steeds geen kliniese tekens is nie, is die eerste ondersoek van 2 weke gelede dan basies jou dag 0. In die geval waar die diere ent sonder dat daar kliniese tekens is, dan is die dag waarop die laaste dier op die plaas geënt word, dag 0. En sodra jy dag 0 bepaal het, dan kom daar 'n klomp goed skielik wat heel wat beter word. Die eerste is dat jy nou na 16 dae na dag 0 diere kan begin slag. Ja, dan moet dit nog steeds by 'n Rooikruis abattoir gebeur. Die kop en die pote moet nog steeds mee weggedoen word, maar ten minste kan jy vinniger slag. Nou kan jy na 42 dae na dag 0, kan jy egter by enige abattoir, insluitende uitvoer abattoir slag, en niks van die karkas hoef weggegooi te word nie, wat nie net die mark oopmaak vir boere nie, maar ook verseker dat daar nie kosbare voedselbronne vernietig hoef te word nie. Hierdie dag 0 het dan ook ten doel met die lig van kwarantyne. En ek dink is hierdie stukkie waar daar die meeste verwarring kom, want daar word gepraat van depopulation en repopulation van 'n plaas, en ons dink daar is die woordkeuse bietjie verkeerd. Om kwarantyne op 'n plaas te lig, het jy basies 2 keuses. Die een is om ontslae te raak van al die gesplete hoefdiere, en dan weer die plaas te vul met skoon diere, as jy wil voortgaan daarmee, maar dan stel die regulasies dit ook duidelik, dat indien dit nie ekonomies moontlik is nie, soos vir die meeste van ons, jy kan nie net ontslae raak van al jou diere nie, dan kan die diere geënt word, en 'n dag 0 bepaal word, en soos wat ons nou net verduidelik het, en 42 dae na dag 0 doen jy aansoek dat kwarantyne gelig word. So 6 weke nadat jy geënt is, indien daar nou nie kliniese tekens is nie, word kwarantyne basies gelig, en jy is dan vry om jou diere openlik te slag, om hulle te verkoop na veilings of ander plekke toe te skuif, want dan word die diere basies gesien as gesond. Ek dink dit is volgens my die 2 belangrikste dele van hierdie artikel 9 beheermateriaals wat ons nou wil uitlig, maar gaan asseblief deur daai dokument wanneer jy kans het, gaan kyk na die nodige goed, en soos ek genoem het ons ook verduidelikende notas versprei, sal die Afrikaanse weergawe ook versprei, gaan kyk ten minste daarna, om te weet wat se aspekte belangrik is. Ek dink nie ons is klaar met back and closure nie, dit gaan nog 'n hele tydjie met ons wees, ons gaan moet end, ons gaan 'n klomp goed moet doen, maar ek dink ons is op die regte koers, en ons kan ten minste weer aan die mark deelneem. Die laaste ding wat ek moet noem, is dat daar gister
'n vergelyk getref is tussen die departement en die partye wat hofaansoek gebring het, sodat boere self kan enstof koop en self kan ent, en daar was uitsprake gemaak daar rondom en hoe die proses hanteer gaan word. As RPO kry het ons vandag en gister baie navraag oor hoe dit gaan werk, waar kan ek enstof koop en hoe kan ek my enstof optel, want ek het nie meer die veearts nodig ensovoorts nie. Van ons kant af is daar nog te veel onsekerheid. Ja, dat is gister genoem dat het onmiddellik in plek gaan wees ensovoorts, maar ongelukkig wag ons ook nog om te sien hoe presies dit in die praktyk gaan werk. Daar is verwys na stelsels wat in plek gesit moet word, aansoeke wat gedoen moet word, en solank hierdie stelsels nie in plek is nie, myns insiens gaan dit nie moontlik wees om voort te gaan met wat gister gesê is nie. So, alhoewel dit dalk onmiddellik van krag is dit wat gesê is nie onmiddellik implementeerbaar nie, en ons gaan vir die departement landbou moet wag om duidelikheid te gee oor die praktiese stappe wat wanneer in plek gaan wees, en op hierdie stadium kan ons nie kommentaar lewer daaroor of vrae beantwoord hieroor nie, aangesien ons nie presies weet hoe dit gaan uitspeel nie. Ek hoop julle het 'n goeie naweek, en volgende week werk ons weer met skouer aan die wiel en maak seker dat ons hierdie krisis waarin ons sit, een van die dae die hoof sal bied. Mooi bly, bye bye.